Goeiemôre aan elkeen van u. Wat 'n voorreg om weer hier te wees vandag en saam te kom as medegelowiges in Jesus Christus. U mag dalk vandag iemand wees, dalk meer as een wat moedeloos is. Hierdie tyd van die jaar is dit nou maar so, as jy na die statistieke kyk, dat mense moedeloos word. Jy word moeg by die werk, jy word moeg vir al die uitdagings wat daar is. Ek weet nie of jy dalk meer as een, of dalk 2 of 3, ek ken dalk jou nie by die naam, ek weet dalk nie wie jy is nie. Kom vandag na die Here toe. Kom vandag na hom toe, en hy sal jou die waters van rus gee. Dankie vir die mooi sang, dit is baie gepas, ons het die gewoonte om partykeer maar net te sing en sê, kom ons sing maar 'n paar liedjies. Dit is baie dieper as net dit. Ons lees in die Bybel, dat die engele voor die Here sing, sit en sing, staan en sing, heilig, heilig, heilig is die Here, die God wat was en wat is en wat kom. Ek dink partykeer vergeet ons die waarde daarvan om hulde aan die Here te bring. Nie 'n nuwe wêreldse voorgee wat niks anders is as entertainment nie, maar wat die Here werklik behaag. Mag ons nooit dit vergeet nie. Kom ons sluit die oë. Ons wonderlike hemelse Vader, ons kom vanoggend na U toe, Here, en ons weet, Here, dat ons totaal en al van U afhanklik is. Ons vra, Here, dat U vanoggend deur die Heilige Gees met elkeen van ons sal spreek. Ek vra, Here, dat U vanoggend sal wegvat wat nie van U afkom nie, Here. Dat U so 'n bietjie sal afkap, al maak dit seer. Ek wil vra, Here, dat U vir ons sal leer vanoggend, wat sê die woord? Wat is U wil, Here? Wat is daar wat nie in 'n kerk of in 'n huis, of by 'n kind van God behoort nie, Here. Ek wil vra, Here, openbaar dit vir ons en help ons, dat ons by U voete kom sit. Ek wil vra dat U ons sal beskerm, en laat die woord soos 'n swaard skei tussen die waarheid en die leuen. Vader, U is die waarheid, Here, en daar is geen plek vir leuen nie, Here. Dat daar onderskeiding sal wees tussen lig en duisternis, Here, tussen wat U wil, en wat nie hoort in die kerk en in ons gesinne nie. Ons vra, Here, dat U deur Jesus Christus om vandag kom reinig, deur die bloed van Christus aan die kruis. Vat alles weg, Here, wat U teenwoordigheid beroof. Here, help ons om na die troonkamer te kan gaan met 'n geruste gees en deur die kruisdood van Jesus Christus, dat die kruis triomfeer. Vader, praat met ons vandag, verander ons, Here, heilig ons, sodat ons weer U naam kan eer. In die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen. In hierdie lewe waar ons lewe, is daar baie dinge wat nie by mekaar pas nie. Selfs natuurlik in die geestesterrein is daar dinge wat nie eenvoudig net nie meng of by mekaar pas nie. Nie eers te praat oor kleredrag nie, ek dink baie van ons hierso het al vergeet wat pas by wat, maar ons gaan nou nie vandag daaroor gesels nie. Ons gaan gesels oor dinge wat die Bybel van leer, wat nie in die kerk hoort nie. En nou praat ek nie van die dominasies nie, ek praat nie van 'n kerkgebou nie. Ek praat van as die bruid van Christus, die kerk is die eklesia, as die bruid van Christus, dinge wat nie daar hoort in hierdie lewe nie, wat die Satan daarin smokkel en daarin kom. Dan is daar ook dinge natuurlik in jou huis, in jou eie lewe, wat nie daar pas nie. Die Bybel is baie duidelik dat daar sekere goed is wat ons moet vermy. Jakobus, wat ons nou nog gaan lees, en as jy wil, sal ek die Bybel so oopmaak in Jakobus 4, wat ons gaan lees, sê vir ons duidelik, wat se dinge daar vir my moet word, terwyl jy na Jakobus soek. Jy weet, daar's 'n vers in die Bybel wat in Spreuke is, jy kan maar net luister, ek gaan dit nou maar net aanhaal, Spreuke 11 vers 22, wat sê, 'n goue ring in 'n vark se snuit is soos 'n vrou wat mooi is, maar sonder beleid. Nou wat hulle hierby bedoel het, wat Salomo hierby bedoel het, jy kan hoe mooi wees aan die buitekant, maar as jy nie binnekant vrot is, pas dit nie by mekaar nie.
iets bots. Dis wat hierdie vers eintlik beteken, en dis nie baie beslis nie met sê 'n vrou soos 'n varkie nie, sê, maar 'n vark met 'n goue ring, soos 'n vrou wat mooi is van buite, maar hier binne is dit alles behalwe. Dis wat nou verwys word. So dis iets wat nie pas nie, dis iets wat vermy moet word. En Jakobus sê dat dinge is in die kerk van Christus, die eklesia, aan die bruid van Christus, aan die wedergebores, daar's dinge wat eenvoudig net nie pas nie. Daar is dinge wat hulle oorsprong in die duisternis het, wat bewerkstellig word deur Satan en sy trawante. En dan is daar dinge wat 'n oorsprong het in die troonkamer van God. Die goed kan nie meng nie. Daar's dinge wat die duiwel self probeer inbring om die bruid van Christus te besoedel met die verkeerde goed. Jakobus skryf nie aan sondaars in hierdie gedeelte wat ons gaan lees nie. Hy skryf baie beslis nie aan die mense van die wêreld daar buite wat ongered is nie. Nee, inteendeel, skryf hy dit aan 'n gemeente. En vir u wat nie weet nie, Jakobus is natuurlik die halfbroer van Jesus Christus. Hy het dieselfde ma gehad en hy het die gedeelte vir ons geskryf en hy skryf dit aan gelowiges, aan die gemeentelede. Met ander woorde, mense wat alreeds bloed gewas is, wat in die kerk van Christus, wat aan die bruid van Christus is, wat aan die eklesia behoort. En hy skryf dit aan mense soos ek en jy vanoggend. Soos jy nog nie gered is nie, is die eerste ding om by die Here uit te kom. En as jy gered is, dan is hierdie spesifiek vir jou gewees. Wat is daar wat nie pas nie? En hier skryf Jakobus vir ons ten minste 4 goed in hierdie gedeeltes, wat nie pas aan die bruid van Christus, of aan die kerk van Christus nie. En hierdie goed word natuurlik deur die kerkdeure en al hoe meer en meer in die kerkdeure ingesmokkel deur die vyand homself, sodat die mens tog maar net vir homself die eer kan gee en die eer wegdraai van die Here af. En as dit eers in jou hart inkom, dan kom dit in die kerk in. En as dit in jou huis inkom, dan kom dit in die gemeente van Christus in. Vandag wil God vir ons wys, wat hoort nie in die gemeente van Christus nie. In jou eie huis, in jou eie verhouding met hom, in jou eie huwelik, in jou eie finansies, wat hoort nie by die kind van God nie? Wat is daar wat ons van moet wegbly? Kom ons lees Jakobus 4 vanaf vers 1. En ons kyk wat is vir ons opgeteken uit die onfeilbare woord van die Here. En dan wil ek vir u vra om miskien die Bybel so oop te hou in hierdie gedeelte, want soos die boodskap aangaan, kan ons dalk na hier en daar na versie verwys in die gedeelte. Jakobus 4 vanaf vers 1. Waarvandaan kom oorloë en vegterye onder julle? Kom hulle nie hier vandaan van julle welliste, wat in julle lede stryd voer nie. Julle begeer en julle het nie. Julle pleeg moord en is naaiwerig en julle kan niks verkry nie. Julle veg en maak oorlog en julle het nie, omdat julle nie bid nie. En julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid en dit in julle welliste deur te bring. Egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Of meen julle dat die skrif ter vergees sê, met jaloesheid begeer die gees wat in ons woon. Maar hy gee groter genade, daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Onderwerp julle dan aan God. Weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. Nader tot God en hy sal tot julle nader. Reinig die hande, julle sondaars, en suiwer die harte, julle dubbelhartiges. Weeklaag, treur en ween, laat julle gelag in treurigheid verander word, en julle blydskap in bedruktheid. Verneder julle voor die Here, en hy sal julle verhoog. Broeders, moenie vir mekaar kwaad spreek nie. Die wat kwaad spreek van sy broeder en sy broeder
oordeel, spreek kwaad van die wet en oordeel die wet. En as jy die wet oordeel, is jy nie 'n dader van die wet nie, maar 'n regter. Een is die wetgewer, hy wat mag het om te red en te verderf. Maar jy, wie is jy wat 'n ander oordeel? Ons lees net tot sover in die onfeilbare woord van die Here. So wat is die eerste ding van 4 dinge wat Jakobus vir ons hierso waarsku? En sê daar's dinge wat definitief nie meng, soos wat water en olie nie kan meng nie. Dit kan nou maar net nie meng nie. Die eerste ding is welis. Ons lees in Jakobus 4 vers 1. Van julle weliste wat in julle lede stryd voer. Nou hierdie welis is nie noodwendig of altyd net seksuele sondes nie. En veral nie net in hierdie konteks nie. Dit is 'n onversadige dors na die self, na die eie ek. Dis waar hiervan verwys word en dit is wat alles beteken in hierdie konteks. Dit is wat ons vandag so goed ken. Daai selfplesier, selfbelang, selferkenning, selfeer. In die vroeë kerk natuurlik, in die kerke, toe die kerke gestig is, na Jesus se opvaarding na die hemel, het hierdie dinge ook gebeur. Dis niks niets nie. Dit raak net meer en meer, soos die tye eindig, en na die einde toe kom. Maar dit was niks nie, selfs in hierdie tyd van Jakobus, was dit niks niets wat in die kerke, in die gemeentes gebeur, en onder Christene, ware Christene, ons praat nou nie van die wêreld weer eens, ons praat van mense van die Here, kinders wat aan die Here behoort, wat onder mekaar beklei, wat jaloers is onder mekaar, wat mekaar beny, en wat oor mekaar wil oorheers, mense wat mekaar geestelik vermoor deur woorde en gesindhede. Dis wat Paulus hiervan praat. So die eerste ding wat hy sê wat nie in die kerk, in jou huis, in jou persoonlike lewe hoort nie, is welis hierdie eie ek. Hoekom sal hy dit sê? Omdat almal graag wil hê, sien dit is die mens se natuur om meer te wil hê vir jouself. Die eie ek. En almal wil die grootste wees. Almal wil raak gesien word. Kyk maar na die voorspoedpredikers en jy sal dit baie duidelik raak sien wat Jakobus hierso vir ons waarsku. Hulle wil die belangrikste wees in die vertrek. Dis wat die woord welis hier beteken in die gesin. Jakobus sê, julle bid, maar julle ontvang nie. Ons het dit gelees, want julle bid verkeerd, net omdat julle weliste wil voed. Dit beteken, die selfgesentreerde mens, wat op homself gefokus het en eer wil hê vir homself. Daai persoon bid, maar volgens hierdie vers antwoord die Here nie daai persoon se gebed nie. Hoekom nie? Want ek wil op die troon sit. Ek wil op die troon sit. En ons laat nie die Here toe om deur die Heilige Gees vir ons die rigting aan te wys in ons lewe nie. Hoe lyk welis dan vandag in die kerk? Die kerk van Christus. Hoe lyk welis? Dit is nog by die eerste versie. En jy sien dit al hoe meer en meer. Ek wil die posisie hê. Ek wil die erkenning kry vir dit wat gedoen is. Ek wil my manier hê. En dis net een way. This is my way. En ek wil hê die kerk van Christus moet my dien. Nou hierdie is baie ernstig, want as jy wil hê die kerk van Christus moet jou dien, dan kom jy met die verkeerde intensie
Male sonder tal het mense al vir my gesê, ag, ek kom nie kerk toe nie, want daar's niks vir my nie, daar's niks vir my nie. En sê, kom ons praat bietjie oor dit. Wat sê die woord van die Here? Kom jy om iets te kry, om die kerk dit jou te bedien, of kom jy om ere aan die skepper van die Here en aarde te bring? Die kruis sê vir ons, dat ons in onsself moet sterf. Ons moet sterf in onsself. Ons moet sterf in ons eie belang. Ons moet sterf sodat Christus in ons kan lewend word. En ons meer en meer soos Jesus kan word. Galasiërs 2 vers 20 staan daar, want ek is met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wanneer ons hierdie besef en die uitdagings en die storms van die lewe kom, of dit nou stryd is, of dit nou finansiële stryd of siektestryd of huwelikstryd is, jy weet jy behoort nie aan jouself nie, jy behoort aan die Here. En net dit vat vir jou al daai bagasie van jou skouers af, want jy sy eiendom. So selfsug hoort nie in die kerk nie, dit hoort nie in jou huis nie, dit hoort nie in jou huwelik nie. Welis hoort dan ook nie in die kerk nie. Dit behoort in die hel, volgens die Bybel wat hier gestaan het, menend, dit hoort nie onder die Christene nie, dit hoort in 'n plek van duisternis. Dit behoort nie by kinders van die Here nie. Die tweede ding wat Jakobus van ons waarsku, wat sê, dit hoort nie in die kerk en by ons as Christene nie. En dit is 'n wêreldgesindheid van geestelike egbreek. Geestelike egbreek. Jakobus is rof hierso. Hy sê, egbrekers en egbreeksters, vriendskap met die wêreld is vyandskap met God. Hierdie is harde woorde. Hierdie is geestelike egbreek. En dis harde woorde. Want geestelike egbreek is wanneer iemand sê, ek behoort aan die Here, maar sy lewe vertel 'n ander storie. Die vrug in sy lewe vertel die teenoorgestelde. Dit is nou die mense wat die Bybel lees en die Bybel ken, van buiteblad tot buiteblad, maar ook die wêreldse plesier aanbid. Dit is geestelike egbreek, wat Jakobus sê ons moet wegbly. Hulle kom kerk toe op Sondag, om hulle eie gewete te sis, maar maande tot Saterdag, lyk hulle en praat hulle soos die wêreld. Mense wil God se seën hê, maar hulle wil nie die wêreldse sondes laat gaan nie. Dis soos mense met 2 truie aan. As jy nou wil gaan rugby kyk, miskien daar op beloftes, en dan het jy nou 'n blou trui aan, maar onder dit het jy nou 'n cheetah trui aan, en dan so deur die tyd dan verander jy nou die truie om aan te pas by die telling, sodat jy tog net moet inwees en vir die regte span trui moet dra. So het baie van ons 'n Christus trui aan. Maar onder die Christus trui het ons ook die wêreldse trui aan, sodat ons kan verander waar ons is, dat ons nie dieselfde hoef te wees nie, maar baie keer is dit lekker om 'n wêreldse trui aan te trek. 1 Johannes 2 vers 15 sê, moenie die wêreld lief hê nie. Nou hier beteken dit nie, jy mag nie die lewe geniet wat die Here vir jou gegee het nie. Inteendeel is daar baie verse in die Bybel wat sê, geniet die lewe. En vers sê byvoorbeeld, geniet die lewe saam met die vrou wat die Here vir jou gegee het. Natuurlik mag ons dit geniet. Natuurlik mag ons huis geniet. Natuurlik mag ons werk geniet. Natuurlik mag ons die vreugdes geniet. God wil nie hê dat ons nie hierdie dinge moet geniet nie. Maar wanneer die dinge van die wêreld vir ons en die dinge van die plesier van die wêreld vir ons belangriker word as God, dan het die wêreld jou hart binnegeval. En dis wat Jakobus hierteen waarsku. Dit hoort nie by 'n kind van die Here nie.
as ons kyk na die wêreldgesindheid daar buite vandag in die kerke, hoe is die mense buite die kerke? Of kan ek sê, buite kringe van medegelowiges? Dan lag hulle saam oor grappe wat beslis nie die Here verheerlik nie. Sommige mense voel skaam as jy by die werk oor Jesus praat en oor Christus praat. En ons weet natuurlik, wat sê die woord as jy skaam is om oor Christus te praat, want dan skaam Jesus Christus hom vir jou, vir die Vader en die engele. Jy wil nie soos daai Christen ou wees by die skool of by die kerk of by die werk nie. Jy wil nie definitief nie soos daai ou wees wat met die Bybel onder sy arm loop nie. En jy ken al hierdie goed wat mense sê. Ons word gewaarsku teen hierdie goed is. As jou prioriteit geld is, en as niks fout met geld, moenie dink ons praat teen dit. En natuurlik, aan die Here behoort al die vee op 1000 teelers, al die goud en al die silwer. En daar's niks fout met geld, maar die Engelse Bybel sê, the love of money is the root of all evil. Wanneer daar 'n ding inkom, soos geld, wat jou verhouding met die Here affekteer, is dit tyd om weer na die Here terug te keer. Of wat van net gemak, as gemak intree, en jy vertrou meer op gemak, en jy op jou eie suksesse, en op jou eie insieninge, of dalk onder jou eie gewildheid, dan is dit tyd wat die Here vandag vir ons sê, kom ons keer terug na hom. Kom ons weet van die dinge wat nie in die kerk hoort nie. Die derde ding natuurlik wat nie in die kerk hoort nie, en wat baie beslis nie in ons huise hoort nie, is die ding hoogmoed. En ons almal weet, hoogmoed is die moeder van alle sonde. Die sonde wat ons, die geestelike hoogmoed is die ergste of die moeder van alle sondes wat jy kry, en God self weerstaan dit. Ek sê dit nie met die duim uit hier, dit staan in die woord, Jakobus 4 vers 6 staan daar, God weerstaan die hoogmoediges. Dit staan in 4 vers 6 wat ons gelees het, God weerstaan die hoogmoediges. Nou hierdie is nie 'n nuwe sonde nie. Dit is 'n oersonde van Satan. En dit is ook die rede hoekom Satan uit die hemel uitgewerp is, want hy het hoogmoed gekry. Meer spesifiek, geestelike hoogmoed. Jy kan nie soos God wees, en hoogmoed kom in jou hart en sê, ek weet beter nie, ek is belangriker nie, ek kan my eie geestelike lewe bestuur. Ek het nie die gees nodig nie, ek het nie medegelowiges nodig nie. Ek is reg en almal en alles verder is verkeerd. Pas op, dis geestelike hoogmoed. Dis 'n gevaarteken. Ek is meer geestelik as ander. Dit hoor jy baie in kerke. Ons is reg en almal ander is verkeerd. Ons moet waak dat ons nie in geestelike hoogmoed val. Want hoogmoed kom voor die val. Selfregverdiging is 'n ernstige vorm van hoogmoed. Ek kan myself hemel toe werk. Dit is gevaarlik. Dit is selfvergoddelikking. God sê, ek weerstaan die hoogmoediges. God homself slaan terug teen trots, teen hoogmoed. Nou as jy nou 'n studie gaan maak om te kyk hoekom is daar so baie families en verhoudings wat opbreek, is hoogmoed heel bo aan die lys. Dit breek families af, dit breek verhoudings af, dit breek gemeentes af, dit maak gemeentes stikkend. Hoogmoed bring oordeel. Dit laat jou neerkyk op die persoon naast jou. Dit bring verwyte en dit bring verdeeldheid. Hierdie dinge hoort nie by die kinders van die Here, en baie beslis nie in die kerk van Christus nie. Die vierde ding wat Jakobus van waarsku, sê wat nie in die kerk hoort nie, is natuurlik kwaad praat. En as dit nou sommer sê, skinder, dit hoort nie
onder gelowiges nie. Ons moet wegbly van dit daar. Jakobus self waarsku self hierteen. Hy sê in Jakobus 4 vers 11, sê Jakobus vir ons hierso: broeders, moenie van mekaar kwaad spreek nie. Die wat kwaad spreek van sy broeder en sy broeder oordeel, spreek kwaad van die wet en oordeel die wet. En as jy die wet oordeel, is jy nie 'n dader van die wet nie, maar 'n regter. So sê Jakobus ook vir ons in Jakobus 3 vers 6. Hy sê, die tong is ook 'n vuur, die wêreld van ongeregtigheid. Net so 'n plek neem die tong onder die lede in. Dit besmet die hele liggaam en steek die hele lewensloop aan die brand en word uit die hel uit aangesteek. Kyk wat sê Jakobus, waar kom skinder vandaan uit die hel? Dit meen, dit kom uit die duisternis uit. Dit kom uit Satan se planne uit, om mense weg te trek van God af, om jou verhouding met God te breek. Kwaad praat, skinder, afkraak. Jy hoor mos mense sê, ek vertel maar net die waarheid. Almal ken dit. En ek sal dit voor hom sê. Die feit dat jy dit sê jy het dit nog nie vir hom gesê. Die feit dat jy dit sê jy indirek, jy skinder. Dit breek, dit skeer en dit verwoes. Mense sê mos, maar dis in elk geval mos maar net woorde. Maar Jakobus sê iets anderster. Hy sê, ons het dit gelees, dis 'n klein vonkie wat uit die hel uit aangesteek is. En dit maak 'n groot vuur en dit verteer en dit verwoes. Ek weet nie of jy weet nie, daar staan in die Bybel van 6 dinge wat God haat en die 7de ding is vir hom 'n gruwel. Partykeer vergeet ons hierdie dinge. Wat se dinge is dit wat God haat? En wat is vir hom 'n gruwel? Ons is hierso om te hoor wat die Here vir ons wil sê. En vir die wat wil, is welkom om die Bybel op te maak op Spreuke 6. Spreuke 6 vers 16. Kom ons kyk, wat se 6 dinge praat die woord hiervan? Wat se 6 dinge haat God en wat se dinge is vir hom 'n gruwel? Ons is baie beslis nie hier vandag om ons eie ego te streel. Ons is hier om te kyk, wat sê die Here vir ons? Wat is daar wat vir hom belangrik is? En wat is sy wil? Ons word dan geleer om te bid, laat u wil geskied, soos in die hemel en so ook op die aarde. Daarom moet ons ook kyk, wat se dinge is hierdie wat God haat? Kom ek lees dit vir u. Spreuke 6 vers 16 en 17. Daar staan geskryf, en weer eens, hier is geskryf deur die slimste persoon wat nog ooit geleef het, Salomo. En daar was nog nooit weer iemand so slim nie. Ons praat nie nou van Jesus Christus nie, want Jesus Christus was God. Ons praat van 'n mens wat goddelike wysheid gekry het. En hy sê, hierdie 6 dinge haat die Here. En die 7de is vir sy siel 'n gruwel. Wat se 6 dinge? Eers 'n trotse oë. God haat trotse oë. Die tweede ding wat God haat is 'n leenagtige tong. God haat 'n leenagtige tong. Die derde, hande wat onskuldig bloed vergiet. God haat dit. God kan dit nie weerstaan nie. Hy hou nie daarvan nie. En dan Spreuke 6 vers 18 staan daar, 'n hart wat onheilsplanne beraam. Dis die 4de ding wat God haat. 'n hart wat onheilsplanne beraam. En hoeveel dinge is daar nie wat onheilsplanne beraam nie? Ek hoor vanmôre dat daar 'n samekoms is van alle gelowe. Jy kan nou maar aan alle God, jy kan nou maar aan Mohammed, Boeddha aanbid, jy kan nou maar aan jou eie God bid, solank jy dit aan God bid, dan sal dit nou vrede wees. Ek sal vir jy sê, dit is misleiding van die tyd. Ons mense moet wakker word. Here het vir ons 'n verstand gegee. Ons moet kyk wat op ons aangaan. 'n hart wat onheilsplanne beraam. Dis die 4de ding. Die 5de ding, voete wat haastig is om die kwaad te doen. God haat dit. En wat is die 6de ding wat vir hom 'n gruwel is?
Of die 6de ding wat hy nog haat, die 7de ding is om 'n gruwel. Die 6de ding is een wat 'n valse getuienis, met ander woorde, iemand wat lieg oor iets. God haat dit, maar wat is vir hom 'n gruwel? Interessant dat God hierdie een ding uitwys as 'n gruwel vir hom. Iemand wat tweedrag saai in die gemeente van Christus. Dis vir die Here 'n gruwel. God hou nie daarvan nie. God wil vir ons vanoggend sê, ons moet wegbly van hierdie af. Verder het Jakobus nou nie net vir ons die probleme uitgewys nie, maar hy bring vir ons ook die oplossing. Want as ons nou hier sou stop, dan sal ons stop met die probleem en dan sal ons die doel mis. Ons moet fokus nou op wat is die oplossing. Wat is die oplossing vir jou wat vanoggend hier sit? En hierdie goed is in jou hart en natuurlik gaan ons almal struikel. Tot Paulus het gesê, ons struikel dikwels. Ons weet dit, want ons is nog in hierdie liggaam en hierdie vlees wat so teen hierdie gees stry die hele dag. Intussen het ons nog die siele vyand ook. So wat is die oplossing? En Jakobus gee vir ons hier in hierdie gedeelte wat ons gelees het, gee vir ons 5 stappe om terug te keer na die Here toe, om seker te maak ons is op die regte koers. As jy op 'n boot klim, op 'n vliegtuig klim, vlieg hulle nie net na enige rigting toe en hoop hulle kom daar uit nie. Nee, daar's 'n koers wat hou moet word. En as die wind en die storms van die lewe jou 'n bietjie van koers afbring, is dit tyd om terug te bring sodat jy jou eindbestemming kan bereik wat die Here vir jou beplan het in jou lewe op aarde en baie beslis in die eindbestemming in die hiernamaals. Wat is die eerste ding? Ons sien dit in vers 7 wat ons gelees het. Onderwerp julle aan God. Wat sal dit nou beteken? Onderwerp julle aan God beteken. Kom ons buig daar voor die God van die hemel en aarde. Laat God weer Here in ons lewe wees en nie ek self nie. Dit verg 'n erkenning wat sê, Here, ek is verkeerd. Ek is kragteloos. Ek het U nodig. Dis die eerste stap wat Jakobus vir ons sê wat ons moet volg. En wanneer jy moedeloos word en wanneer dinge te veel raak, wanneer jy sê, ek kan nie meer nie. Ek dink almal van julle het al by iemand gesit wat die persoon gesê, ek kan nie meer nie. Wat is die eerste stap? Onderwerp jou aan God. En die tweede stap is natuurlik, weerstaan die duiwel. Nou hierdie weerstaan is 'n werkwoord. Daar's 'n verpligting teenoor jou. Weerstaan die duiwel is 'n werkwoord, maar daar's 'n belofte by. En die Here sê hy sal van jou vlug. Moenie die vyand kos gee nie. Moenie dat die vyand 'n voet in deur kry nie. Moenie vir hom, die vyand, 'n sitplek in jou hart gee nie. Dit gaan jou vernietig. Onthou, die duiwel kom nie met sy mooi charme. Hy kom nie met die twee punt vurk en sy pylstert na jou toe nie. Hy kom as 'n gentleman en hy klop in jou hart se deur. En hy kan hom partykeer voordoen as die gees van die lig. En hy kom met mombakkies om jou te vernietig. En as jy hom soveel grasie sal gee, dan kom vernietig en hy steel en hy slag en hy verwoes. Moenie aan hom vatplek gee in jou lewe. Die derde ding is, nader tot God. Ons het dit gelees in vers 8. Nader tot God. Hoe nader jy aan God kom, sal jy sien hoe verder beweeg jy van die sonde in jou lewe. Hoe meer en meer word jy soos Jesus. Hoe meer en meer lei die Gees jou. En hoe meer en meer word jy volwasse in die geestelike. Die vierde ding, reinig jou hande en suiwer jou hart. Hoeveel van ons, as ons nou eerlik moet wees, sit vanoggend met goed in ons harte. Dit kom dalk van jou kinderdae af, van voor jou geboorte dalk af, van daai juffrou in die laerskool wat vir jou iets gesê het.
in jou hoërskooljare, in jou eerste verhoudingsjare, in jou goed wat jou gebeur. Kyk, ons almal het 'n storie. Wie van ons sit nog met daai goed in ons harte? En af en toe dan kan ons nie help dat hierdie goed so groot word weer nie. Die woord sê nee, suiwer jou hart. Maak jou hart skoon. Laat die Heilige Gees toe om jou hart van klip te verwyder en jou hart van vlees te gee. Maak skoon vanoggend jou hart wat binne is. Laat die Heilige Gees toe om jou hartskamer so 'n bietjie uit te vee en so 'n bietjie skoon te maak. Maak nie saak wat jy daar het in jou diepste hartsgeheime, waarvan net jy en die Here weet. Laat die Gees toe vanoggend om daai hartskamer van jou weer so 'n bietjie in die kant te kry. Want jou liggaam is ook 'n tempel van die Gees. Hy sal vir ons leiding gee. En die 5de ding, graag afsluit daarmee, verneder jouself. En hiermee sê ek nou nie, jy moet nou aan 'n minderwaardigheidskompleks ly of 'n selfbeeld probleem kry nie. Dis nie wat die Bybel sê nie, want in Christus is ons meer as oorwinnaars. En dis 'n versie wat ons baie mooi verstaan. Ek praat van die eie ek sonder Christus. Daai wat jy self jouself wil verhoog en verhewe. Dit maak nou nie saak wat die woord van die Here sê nie. Ek sê die ding so. Ek sê dit is 'n gevaarteken. En Jesus stap, verneder jouself. Voor wie moet jy jou verneder? Voor die God van die hemel en aarde. Keer terug na hom toe. Bly weg van die verkeerde dinge. Vir die jonger mense, die uitdagings kom, as jou wortels nie vas is nie, gaan jy soos 'n boom omgewaai word met die eerste storms van die lewe. Verneder jouself. Bly in die woord. Hoor wat die Here vir jou wil sê. Dan sal God vir jou uitlig. Dawid het gebid. Dawid wat een van die grootste en beroemdste konings van alle tye was, menslik gesproke, menslike koning natuurlik. Wat het hy gesê? En jy kan dit lees in Psalm 139. Hy het gesê daar, Here, deurgrond my, o God, en toets my hart. Dawid vra vir die Here, Here, toets my hart. Kyk of daar iets in my hart is wat nie reg is nie, wat U nie verheerlik. Kyk of daar iets in my hart is wat in pad is met my verhouding, wat my blokkeer, wat soos 'n sluier is tussen my en U. Dawid sê vir die Here, verwyder asseblief dit. En vandag wys die Here vir jou ook. Al is dit net 4 dinge, daar is nog 4000 of 4 miljoen dinge in jou lewe. Ons praat maar nou net van 4 dinge wat Jakobus van praat. Hoor by die Here en vra vir die Here, deursoek my hart. Wat is daar in my hart wat U nie behaag nie? Ons het gepraat oor die net 4 dinge. Eerste ding was welis, en praat ons nie nou oor die seksuele welis nie, want dis 'n geselskap op sy, ons praat van welis, daai self eie ek. Want Jakobus sê, waar kom oorlog in die stryd vandaan van julle welleste? Nommer 2, die wêreldgesindheid, hoe jy die dinge natuurlik in die wêreld sien en doen. Derde is dan hoogmoed, die moeder van alle sonde. En die 4de ding wat Jakobus ons waarsku hiervan is, kwaad praat. Kom ons bly weg van hierdie goed af, en laat die Gees vanoggend vir ons help, om ons hart weer skoon te maak. Laat hy die vuil uitbrand vanoggend, met die koolvuur van sy altaar. Kom ons vra vanoggend vir die Here, om alles af te sny. Maak dit seer, dat hy dit eerder nou afsny, en vir ons vorm soos hy wil. Dat hy die vuur stuur, dat dit al daai negatiewe goed en verkeerde goed, wat nie hom behaag nie, wegbrand, dat ons voor hom kan staan, en heilig voor hom kan wees, sodat ons offer aanvaarbaar kan wees vir hom. Laat hy jou reinig. Laat hy die bruid van Christus, die kerk van Christus hê. Want daar is baie beslis goed in die kerk in jou lewe, wat hom nie behaag.
voor ek afsluit, wil ek vir ons vra of ons 'n liedjie kan speel. En ek wil vir jou vra, as jy wil staan, dan staan jy, as jy wil dit dan bid jy dit, net soos wat die Gees jou lei. Kom ons hoor na die liedjie se woorde. En ons kom weer vanoggend opnuut na die Here toe, en daarna gaan ek sommer afsluit vir ons in gebed. Baie dankie, Sakkie. O Vader, ek roep U naam. Vul my met U Gees. Lei my weg van vleeslike begeertes. En laat my wandel in die waarheid. Die vrug van die Gees is liefde, wat rein is. Vreugde wat helder soos 'n fontein vloei. Vrede wat my hart vul soos 'n rivier. En geduld wat wag op die tyd alleen. Vriendelikheid wat ander dra, goedheid wat uit uw hart vloei. Geloof wat nooit wankel nie, en sagmoedigheid wat die lig wys. Selfbeheersing wat die vlees stil maak, 'n Gees wat altyd na jy luister. Teen sulke dinge is daar geen wet nie, want die Gees bring lewe, die Gees bring vryheid. O Vader, ek prys U naam. Laat my wandel in die Gees. Nie my eie begeertes nie, maar U wil alleen. Seën my met wysheid, seën my met lig. Die Gees lei ons in waarheid, die Gees herinner ons aan U woord. Die Gees leer ons om U lief te hê en om U geboei te behou. Die Gees gee krag in swakheid, die Gees bring troos in pyn. Die Gees gee hoop in donker dae en wys die pad van regverdigheid. Die Gees leer ons om te bid met sugte wat nie uitspreekbaar is nie. Die Gees getuig dat ons die kinders is en roep uit, Abba, Vader. O Vader, ek prys U naam. Laat my wandel in U Gees. Nie my eie begeertes nie, maar U wil alleen. Seën my met wysheid, seën my met lig. Gees gee wysheid nie van mense nie. Die Gees gee insig nie van hierdie wêreld nie. Die Gees openbaar die verborgenhede van U hart. En wys ons die weg na lewe. Die Gees maak ons tempels heilig. Die Gees seël ons vir die dag van verlossing. Die Gees laat die dorstige drink. Die Gees laat die hongerige eet. Die Gees is so alleen ons lampe lig vir die nag, ook vir die dag. Ek vra nie goud, ek vra nie rykdom. Ek soek nie eer van mense nie. Ek vra net U Gees, U wysheid, U insig, want U is my lewe, U is my alles. O Vader, ek prys U naam. Laat my wandel in U Gees. Nie my eie begeertes nie, maar U wil alleen. Seën my met wysheid, seën my met lig. Vrak van die Gees, vul my lewe. Liefde, vreugde, vrede, laat het vloei. O Vader, ek wandel in U lig, tot in ewigheid
tot in ewigheid. Kom ons staan en sluit ons af. Kom ons sluit die oë. Ons Vader en Here Jesus Christus, U is die hoof van die kerk. U is heilig, U is rein, U is vol waarheid en U is vol genade. Ons bring vandag ons harte weer voor U. Verwyder alles, Here, wat nie van U afkom. Breek vir ons, Here, help ons om nie welleste te breek. Breek die wêreldgesindheid wat ons so dikwels nastreef. Vader, bewaar ons, Here, teen hoogmoed. Beskerm ons, Here, teen geestelike hoogmoed. Here, breek enige wat ons het, wat kwaad praat, Here, en skinder wat ons het in ons harte, en wat die duiwel so graag, Here, vir ons wil kom leer om te doen, vir ons kom wys om te doen. Ek wil vra, Here, reinig asseblief weer ons hande, Here, en suiwer ons harte. Ek wil vra, Here, heilig ons gedagtes en vul ons met die Gees. Maak U bruid rein en laat U lig skyn in elkeen van ons se lewe. In Jesus Christus se naam met danksegging. Ek vra, Here, dat U saam met ons sal wees in hierdie week wat kom, as U verdoef om U bruid te kom haal, Here, en ons is weer volgende week hier by mekaar. Vra ek, Here, om ons te beskerm teen enige fisiese aanvalle, om ons te beskerm teen enige misleiding wat daar mag wees. En ek vra, Here, dat U wil in ons openbaar, in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Ons het na die tyd weer 'n koffie daar agter, jy hoef nie haastig te wees nie.